As ek dink aan my grootword jare, ek het groot geword met televisieprogramme wat baie gegaan het oor families, en vandag is daar ook soveel familieprogramme beskikbaar. As ek terugdink aan my tienerjare, was daar 'n paar programme wat my tyd ook geneem het, en dalk is jy bewus ook van hierdie, dalk het jy ook groot geword van met hierdie programme, en as ek hierdie programme nou noem, is daar van julle wat dalk gaan onthou van hierdie programme, en van julle gaan nie weet waarvan ek praat nie. Maar ek dink terug aan programme soos The Cosby Show. Kan van julle daai program onthou, met Dr. Huxtable, hier's 'n paar van julle. Ek dink ook aan Family Ties, met Michael J. Fox, en Growing Pains. Ek weet nie of julle kan onthou nie, maar Leonardo DiCaprio, hy het gespeel in Growing Pains. Hy was 'n jong tiener gewees in Growing Pains. En natuurlik, The Fresh Prince of Bel-Air. Kan julle dit onthou? Nou, as jy nie Fresh Prince of Bel-Air ken nie, of dalk daai tema lied al van vergeet het, na die tyd, ons tienerleier, Corneille, hy kan hierdie hele liedjie sing. So gaan vra vir hom na die tyd, as ons koffie drink, vra vir hom om vir jou Fresh Prince of Bel-Air se tema lied te sing. Nou, daar was verskeie redes waarom dit lekker was om hierdie programme te kyk. Ek dink, een van die redes was dat vir daai 20 of 30 minute, het dit vir my gevoel asof ek deel is van hierdie familie. Maar ek dink 'n tweede groot rede, is dat ek het agtergekom, dat daar is nie iets soos 'n perfekte familie nie. Dat selfs hierdie wonderlike familie met die Cosby Show, met Dr. Huxtable, of as jy dink aan die Fresh Prince of Bel-Air, selfs hierdie wonderlike families, het uitdagings beleef. Daar was soms miskommunikasie, misverstande, en daar was soms ook konflik gewees. En dit het my gehelp om te besef, dat ek is ook in 'n familie wat nie perfek is nie. En jy is ook in 'n familie wat nie perfek is nie. Wanneer 'n mens blaai in die Bybel, en lees oor families, dan kom jy agter, daar was ook nie perfekte families in die Bybelse tyd nie. Keer op keer lees jy van families met uitdagings. Ek dink byvoorbeeld aan die begin, Adam en Eva. Die uitdagings wat hulle beleef het in hulle verhouding, maar ook in hulle familieverhouding. Daar was hierdie skuld in hierdie familie gewees. Daar was geweld en selfs moord in die eerste familie. As jy dink aan 'n Abraham en sy familie, die ongeduld wat daar was, die jaloesie, geweldige verhoudingsuitdagings wat hy beleef het ook in sy gesin en sy familie. Ek dink aan 'n Noag. As jy kan onthou ook nou met die Bybelleesprogram, hoe ons gelees het van die een aand van alkoholmisbruik in Noag se lewe. En die effek wat alkoholmisbruik, selfs net daai een aand, op sy gesin gehad het. Ek dink aan 'n Josef. 'n Josef, jaloesie, sy broers wat hom wil doodmaak en hom later verkoop as 'n slaaf. Het van julle al gedink om familielede te verkoop? Dalk 'n tiener, 'n broer of 'n suster, of jou ma of jou skoonma. Ek het hierdie week nogal oorweeg om my pa op Secunda bidding battles te sit. Hy sit vanoggend hier en jy kan dalk be op hom. Ek moet ook vir jou noem, hy kan gras sny en stryk en lekker kos maak. Maar dalk het jy al gedink om 'n familielid te verkoop. Dis wat in Josef se familie gebeur het. Laaste voorbeeld, ek dink aan 'n Dawid. Dawid wat in sy familie verskriklike dinge beleef het. Verkrachting. Die eerste burgeroorlog in die Bybel lees ons van hom en sy seun wat nie met mekaar oor die weg kan kom nie. Konflik. En ek wil jou nooi vanoggend, ons begin hierdie reeks, ek en my huis. En ons gaan praat oor ons families. En ek wil jou nooi om daar waar jy sit, net nou lekker diep asem te haal, en net te besef, hier's nie een perfekte familie vanoggend hier nie. Ons gesinne, en vanoggend gaan ons spesifiek op gesinne fokus.
Ons gesinne lyk ook baie verskillend en uniek. Hier's van ons wat klein kindertjies in die huis het. Hier's van ons wie se kinders al reeds uit die huis uit is. Hier's ander van ons wat dalk kinders het, jy's oupa en ouma en jy maak die kinders groot. Ek dink aan ons wat enkelouers is, of dalk selfs ook saamgestelde families. Hier's van ons wat swanger is en binnekort ouers gaan raak. Ons gesinne is baie divers ook vanoggend. En die vraag wat ons gaan vra is, Here, maar wat is dit wat U vir ons vandag in ons gesin, in ons familie, ons unieke familie, wil kom inbou? Ons gaan vir 3 weke kyk na die reeks en volgende week gaan spesifiek fokus op daai romantiese verhoudings, op ons huwelike. En nooi gerus van jou vriende en familie na volgende Sondag ook. As ek dink aan ons gesinne, is daar 'n stelling wat ek mee vanoggend wil begin. En as ek dink aan hierdie stelling, dan besef ek hierdie stelling, hy's geestelik en emosioneel dra hierdie stelling baie gewig. Maak nie saak hoe jou gesin vanoggend lyk nie. Hier's 'n stelling oor jou familie, oor jou gesin. Dat ons het minder tyd as wat ons dink en meer invloed as wat ons besef. Ek gaan dit weer herhaal. Ons het minder tyd. En ek wil spesifiek met ons as ouers praat en oupas en oumas. Ons het minder tyd met ons kinders as wat ons dink, maar ons het meer invloed as wat ons besef. Kom ons dink aan daai eerste deel van hierdie stelling. Ons het minder tyd. Ek onthou toe ons eersteling gebore word, toe staan ek daar in Durbanville Medikliniek en vriende en familie kom kuier, my kollegas kom kuier en ek onthou die aand staan my kollega met ons dogter in sy arms en hy sê vir my die volgende woorde. Hy sê, Ewald, onthou, jy het net 18 jaar met haar in die huis. En ek onthou, ek het vir hom staan en gaan kyk en vir hom sê, maar dis 'n baie somber stelling om te maak met 'n pasgebore baba in jou arms. En ek het ook gedink, maar 18 jaar is verskriklik baie tyd. Maar wat ek besef het, is daai 18 jaar het net so verbygegaan. Hier's van julle wat presies kan identifiseer met wat ek nou sê. Hierdie jaar het van julle se kinders graad 7, hulle laaste jaar in laerskool begin. Van julle se kinders het hoërskool begin. En jy het jy het jou kind gaan aflaai by die hoërskool. Daar was die ontgroening gewees die eerste paar weke en jy het gedink, hoe vinnig het hierdie tyd nie gegaan nie. Hier's van julle wat in die begin van hierdie jaar jou kinders moes gaan aflaai in Potchefstroom. Help woonstel opsit, koshuisdinge regkry. Van julle het julle kinders afgelaai in Pretoria en help ook huis opsit in Pretoria. Is van julle wie se kinders hierdie jaar trou en julle is besig met troureëlings. En ek seker daarvan, daar's oomblikke waar jy na jou dogter, na jou seun kyk as volwassenes en dink, die tyd het so vinnig verbygegaan. Ons het minder tyd met ons kinders in die huis as wat ons dink. Nou, die van julle wat hou van somme, ek hou van statistiek en ek hou van getalle, as jy nou moet gaan somme maak, en dis wat ek ook gedoen het, toe ons dogter, ons eerste een gebore is. Hoeveel naweke, kom ons sê, sy bly net vir 18 jaar in ons huis, en daarna trek sy uit, sy gaan studeer, of sy gaan werk, of hy gaan uit. Hoeveel naweke het jy saam met jou kind in die huis? 936 naweke. Dit klink min. Teen die tyd wat jou kind skool toe gaan, graad 1, het jy 624 naweke saam met hom of haar
in die huis. As hulle hoërskool begin, dink gou wie sit, wie se kinders in die hoërskool is, het ons 260 naweke met hulle in ons huis. En daarom, die tyd wat ons het met ons kinders in die huis, is minder as wat ons dink. Hoe ons daai tyd spandeer is verskriklik belangrik. Want hoe ons daai tyd spandeer bepaal die invloed wat ons gaan hê op ons kinders. Nou ek dink as mens daai getalle hoor, dan kan mens baie vinnig negatief raak en dink, "Joh, dis min." Maar die tweede deel van hierdie stelling is ook waar. Ons het minder tyd as wat ons dink, maar ons het meer invloed as wat ons besef. Studie op studie wys vir ons dat die persone wat die meeste invloed het op kinders, op families, is ouers. Oupas en oumas. Net soos jy, ontmoet ek mense wat sekere dinge in hulle lewe beleef en hulle dink terug en dan besef hulle, maar daar's nog invloed van pa en ma op my lewe. Ek is 'n volwassene en my pa of my ma het nog steeds 'n invloed. My ouers kan al gesterf het, vir 'n paar jaar nie hier wees nie. En dan besef ek maar, hulle het nog steeds invloed, my grootword jare. Iemand na wie ek baie opkyk en 'n mentor is in my lewe, maak baie keer hierdie stelling, hy sê, Jesus may live in your heart, but grandpa lives in your bones. En wat hy daarby bedoel is, ons gee ons lewe oor aan Jesus Christus. En ja, ek is nou deel van 'n nuwe familie, maar daar is soms familiepatrone en invloed op my lewe. En soms is daai invloed, is dit positiewe invloed, ander kere is dit negatiewe invloed waarmee ek ook moet werk en verwerk, maar my familie het 'n groot invloed op my lewe. En daarom vra ons vanoggend met hierdie eerste Sondag, ek en my huis, en ek wil jou nooi om te dink aan jou huis, hoe jou huis lyk. Hoe kan ons die tyd wat ons het, en die invloed wat ons het, hoe kan ons dit effektief gebruik? Hoe kan ons dit gebruik sodat Christus in ons huis vorm? En ek wil jou nooi om 'n baie bekende skrifgedeelte saam te lees vanoggend uit die Ou Testament, uit die boek Deuteronomium 6 vers 4 tot 9. Hy gaan ook op die skerm verskyn uit die Nuwe Lewende Vertaling. Kom ons kyk na hierdie skrifgedeelte. Hy begin en sê: Luister Israel, die Here ons God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met al jou krag. Jy moet jouself heelhartig verbind aan die gebooie wat ek vandag vir jou gee. Skerp hierdie woorde by jou kinders in en praat met hulle daaroor. By die huis, wanneer jy op pad is, wanneer jy gaan lê, wanneer jy opstaan, bind dit om jou hande vas as 'n herinnering en dra dit op jou voorkop. Skryf dit op die deurkosyne van jou huis en teen die stadspoorte. Hierdie is 'n baie direkte gedeelte oor ons families. Baie direkte skrifgedeelte. Hierdie is 'n gebed. 'n Gebed wat genoem word die Shema. Shema beteken luister of hoor. Hierdie is 'n gebed waarmee Jesus groot geword het. Hy het 10-10-1 ook hierdie gebed in sy gesin, familie gebid. Die Jode ook rondom hom. Die vroeë kerk het baie aandag gegee ook op hierdie gebed. Ten minste 2 keer 'n dag is hierdie gebed gebid. Daar's 'n paar waardes, familiewaardes, wat ons uit hierdie skrifgedeelte uit kan leer. En ek wil graag vir ons vanoggend uitlig. Die eerste waarde is dit, en ek wil sommer 'n disclaimer gee hier in die begin. Terwyl ek voorberei het, besef ek ook dat my huis is nie perfek nie. En hierdie is waardes wat ons ook al oor jare in ons huisgesin beoefen. Maar ek het net weer eens besef dat ek is nou glad nie op 'n plek waar ek kan sê hierdie leef ek 100% nie, maar ek wil self ook vanoggend en hierdie 3 weke sê, Here, kom praat met my en kom vorm ook my huis.
Maar hier is die eerste waarde. Maak die sirkel wyer. Toe ons dogter vroeg tienerjare is, toe kom sy na ons toe en sy sê, papa en mamma, ek wil graag gedoop word. En ek onthou, ons was opgewonde. Dis goeie nuus. En toe sê sy, daar's 'n woordjie maar. Nou jy weet, in jou huwelik of in jou familie of in enige verhouding, as jy 'n sin hoor en die woord maar hoor, dan moet ek nou versigtig wees, wat gaan nou na die maar kom? Sy sê, ek wil gedoop word, maar ek wil graag hê ons jeugpastoor moet my doop. Hoekom sy maar gesê het? Want sy het gesê, papa, ek weet, jy doop by die gemeente en jy wil bitter graag my doop, maar ek wil graag hê, sy moet my doop. Want ek staan nou al 'n paar jaar in verhouding met haar en daar's sekere dinge wat ek met haar gedeel het wat baie persoonlik is en sy het my gehelp in my verhouding met Jesus. Ek wil graag hê, sy moet my doop. Nou, om eerlik te wees, ek het in daai oomblikke gedink, ek sal baie graag jou wil doop. Baie graag. Wat 'n groot eer en voorreg is dit om jou dogter of jou seun te doop. Maar ek het besef dat hierdie is 'n waarde, maak die sirkel wyer, wat ons al van haar geboorte af in ons gesin ingebou het. Wat word bedoel met hierdie waarde? Hierdie gebed begin met die woorde, hoor Israel, of luister Israel. Hierdie is nie 'n privaat gebed nie. Ons leef ook nie, as dit kom in ons Christendom, leef ons ook nie ons geloof in isolasie nie. Maar ons leef dit as deel van 'n geloofsgemeenskap. So maak die sirkel wyer, sê basies dat ek moet ook kyk, hoe leef ek met my gesin in hierdie geloofsgemeenskap? Wie is die mense wat ek inbou? Die ondersteuningsstruktuur wat ek uitbou in die vorming van my kinders. Nou as jy dink ook aan hierdie gebed, hy begin met hierdie woorde, hoor Israel, dis 'n gemeenskaplike gebed, maar later in die gebed sê hy, dis jou plig ook, as ouer, en hy gebruik hierdie woorde, hy sê, skerp hierdie woorde by jou kinders in. So die primêre geestelike formasie van ons kinders gebeur deur ons as ouers. Ons moet dit nooit vergeet nie. As jy moet dink, en ons het in hierdie week die somme gedoen, ek het vir Corneille gevra, Corneille, gemiddeld in 'n jaar, as ons tieners, as Kruikse tieners, elke Sondag, wat ons impak aanbied, dis ons tienerbediening, impak aanbied, in 'n jaar hier bywoon, hoeveel ure in 'n jaar sal hulle hier by die gemeente wees? Dis skokkend min. Dis nie so 60 ure, as hulle elke week hier is. Maar dink aan die hoeveelheid ure wat ons kinders by die huis spandeer. Jy kan dit nie vergelyk nie. Ons is die primêre vormers van ons kinders se geestelike lewe. As ouers, as oupas en oumas. Maar dan sê ons is deel van 'n geloofsfamilie. Dis 'n ondersteuningsnetwerk wat ons nodig het om te bou in ons families. Of jou kinders klein is en of jou kinders alselfs uit die huis uit is. In hierdie week, Vrydagoggend, by die ouerskapswerkswinkel maak Hetty Brits 'n stelling wat my amper koud gelos het daar in die stoel. En ek kon so identifiseer met hierdie stelling. En daar kan jy ook hiermee identifiseer as ouer. Sy sê, om ouer te word, is asof iemand vir jou 'n viool gee, en jy het nog nooit in jou lewe viool gespeel nie, en vir jou sê, jy moet hierdie viool in die openbaar gaan speel. Het julle al so gevoel as ouers? Jy probeer hierdie instrumente speel, en jy kom agter, maar ek weet nie hoe om hierdie instrumente speel nie. En soms maak jy 'n geraas. Weet jy, maak 'n geraas in jou eie ore, en jy maak 'n geraas in mense om jou se ore, en jy voel ek moet eerder op 'n ander plek gaan speel, en ek kry hierdie ding dalk nie reg nie. My gedagtes het teruggegaan hierdie naweek, hoe ek en Alida een oggend, ek dink dit was 'n wintersoggend, op 'n bankie gaan sit by Laerskool Eversdal, en ek onthou, ek het letterlik, ek het my hande in my hare gesit, en ek het vir haar gesê, wat het ons verkeerd gedoen? In 1 week
het 2 ouers ons gebel en die skool ons gebel om in te kom en van die onderwysers te kom sien oor uitdagings wat een van ons kinders beleef. En ek onthou, ek sit op daai bank en ons kyk vir mekaar en ek sê vir ek kan nie nou terug gaan werk toe nie. Wat het ons verkeerd gedoen? Ek voel soos daai persoon wat 'n viool vat en 'n viool in die openbaar moet speel. En dalk het jy ook al so gevoel. En ek dink die besef wat ons daai dag gehad het, is dit ons kan nie alles doen vir ons kinders nie. Ons het 'n ondersteuningsnetwerk nodig. Jy kan nie alles doen vir jou kinders nie. Jy het 'n ondersteuningsnetwerk nodig. En 'n ondersteuningsnetwerk lyk vir elkeen van ons uniek. En as ek dink aan die skrif, daar's soveel gedeeltes in die skrif wat dit ondersteun. Ek dink aan enige gedeelte 2 Timoteus 1 vers 3 tot 5 waar Paulus kom en hy vir 'n Timoteus, 'n jonger leier, hy is soos 'n mentor vir Timoteus en hy sê vir Timoteus presies dieselfde. Hy sê vir hom, Timoteus, ek dank God vir jou. Hy sê hy is die God wat ek met 'n skoon gewete dien, net soos my voorouers gedoen het. Ek onthou jou voortdurend, dag en nag in my gebede. Hier's 'n ouer persoon wat bid vir 'n jonger persoon. Hy is die ondersteuningsnetwerk in hierdie jonger persoon se lewe. Hy sê ek verlang om jou weer te sien, want ek onthou jou trane toe ons uitmekaar uit is en ek sal vol vreugde wees as ons weer by mekaar is. Ek dink terug aan jou opregte geloof en dan sê hy, eers het jou ouma Louise en jou ma Eunice hierdie geloof gehad en daarvan is ek seker, het jy ook. Kyk wat sê hy. Hy sê, ek kyk na my eie lewe en ek kom agter, hier's generasies voor my, mense wat in my lewe ingebou het. En nou is ek iemand wat in jou lewe inbou, 'n jonger leier. Maar ek is nie die enigste ondersteuningsnetwerk in jou lewe nie. Jy het 'n ouma en 'n ma wat ook geloof gevorm het in jou lewe. Ons is deel van 'n geloofsgemeenskap. En dis hoekom ons ook by hierdie gemeente ons kinders bring en ons kinders toewy en inseën voor 'n gemeente. Want hierdeur bely ek ook om te sê, ek kan hierdie ding op my eie doen nie. Ek het 'n geloofsgemeenskap nodig. Ja, eerstens weet ons dat deel van hierdie ondersteuningsnetwerk is om te sê ek in my huis en God is die eerste een wat my ondersteun en my help en my lei. Ek is afhanklik van hom. Maar saam met dit, hy plaas my ook deel van 'n geloofsfamilie. En hierdie geloofsfamilie het ook verskillende bedieninge. Ons kinderkerk, ons tienerbediening, ons bediening aan jong volwassenes. Dis alles ondersteuning en netwerke en die sirkel wat wyer gebou word. Dis Lazy van Borgo, sy sê die volgende, sy sê children like adults have parts. Children have a body, a mind, a spirit, a soul and a village. Wat 'n wonderlike beeld. Sy gebruik die beeld van 'n dorpie. Ons is 'n dorpie wat saam mekaar ondersteun en inbou. En dalk sit jy vandag en jy dink maar, waar begin ek? En dalk is daar al klaar ondersteuning. Daar's 'n oupa en 'n ouma. En dis die sirkel wat wyer gemaak word. Daar's vriende. En hierdie is so belangrik. Dat ons vriende, volwasse vriende in ons lewe sal inbou as ouers met dieselfde waardes en dieselfde glo as ons. Want nou kom 'n tyd in ons kinders se lewens. My seun is vandag 16 jaar oud. In sy lewe, ek wens hy sal met my oor alles praat, maar die realiteit is, hy praat nie met my oor alles nie. Maar ek kan nou al reeds sien, daar's volwasse mans, deel van Kruikgemeente, soos 'n John, soos 'n Brandon, soos 'n Corneille, wat in sy lewe inpraat. En dan sekere goed wat hy nie met my gaan praat nie, maar nou weet ek, die sirkel is besig om wyer te word. En hy voel veilig om saam met hulle te praat. Hulle bou in sy lewe in. En daarom wil ek jou nooi om nie hierdie waarde te onderskat nie, maar om die heeltyd besig te wees om te dink, hoe kan ek hierdie sirkel wyer maak? En in elke seisoen van ons kind se lewe lyk dit anders. Dit lyk anders vir jou wat kinders het op laerskool en jy wat dalk hier sit en jou kinders dalk al uit die skool uit.
maar dat ons ook vriende in ons lewens sal bou, as ouers, met dieselfde waardes, wat dieselfde dinge praat, maar dalk net 'n vars stem in hulle lewens is. Hierdie gebed begin met hierdie woorde, en hy sê, hoor Israel, en dan gaan hy verder, en dan praat hy oor ons liefde vir God. Hy sê, die Here, ons God is die enigste Here. Hy sê, jy moet die Here God lief hê, met jou hele hart, met jou hele siel, en met al jou krag. Hy gaan dadelik na die liefde vir God toe, en God se liefde wat in ons lewens uitgestort word, en daarom die tweede waarde wat ek wil noem vir oggend, is dit, dat wen die hart. Dit is belangrik dat ons in elke verhouding, en hierdie is beginsels wat kan toepas in elke verhouding, selfs ons werksverhoudings, dat ons die hart sal wen. Altyd die hart sal wen. Ek wonder as ek so oor ons vanoggend kyk, hoeveel van ons sou sê, jy is baie kompeterend. Kan ek gou die hande sien? Baie kompeterend. Ek dis julle wat so my eerste hand opsteek. Nou, hoeveel van julle is getroud met iemand wat baie kompeterend is? Hier's 'n paar van julle, hè? Hoe weet 'n mens of jy baie kompeterend is? Dis dalk 'n derde vraag. Het jy al ooit iemand seer gemaak in 'n kaartgame of in 'n bordgame? 'n Besering. Het iemand 'n besering opgedoen as gevolg van jou? Ek sien iets van julle wat sê ja, dit het al gebeur. Maar soms kom ons ook na ons verhoudings toe, en daar's soms hierdie gevaarlike verhoudingsspeletjies wat ons speel, en ons wil hierdie speletjie wen. Wat is 'n wen as dit kom by ons verhoudings? 'n Wen is die verhouding wen. Ek wen die hart, nie my ego nie. Daar's nie 'n telkaart in verhoudings nie. As ek dink aan verhoudingsspeletjies, is daar 'n paar gevaarlike speletjies, en daar kan jy 'n paar van hierdie speletjies identifiseer in jou verhoudings. Hier's 'n paar van hulle. Die verander speletjie is 'n eerste speletjie. Nou hierdie speletjie werk baie keer so, dat ek trou met iemand, en ek sien daar's een of twee areas wat my so bietjie pla, en ek nie heeltemal mee tevrede is nie, maar moenie worry nie, ek gaan jou verander. Ek trou met jou, want ek gaan jou verander. Ek gaan van jou 'n slimmer mens maak. Ek gaan van jou 'n fikser persoon maak. Ek gaan van jou 'n beter mens maak. Daai verander speletjie. En baie keer spoel dit ook oor in meer verhoudings. In my verhoudings met mense by die werk, speel ons soms hierdie verander speletjie. Ek dink my rol is om jou te verander. En dit spoel selfs wanneer ons ouers word, in ons verhoudings met ons kinders. Dat ons dink, maar ek gaan van jou die beste weergawe van my maak. Die foute wat ek gemaak, gaan jy nie maak nie. En die ding wat ek nie kon aanpak nie, gaan jy aanpak. En ons maak soms die fout om die verander speletjie te speel. Die tweede speletjie is die raai speletjie. Nou, hierdie speletjie word baie keer gespeel in huwelike. Want ek loop rond met sekere behoeftes, ek loop rond met sekere begeertes, maar ek sê nie vir my maat nie. Ek dink hulle moet raai. En dit gebeur ook in ander verhoudings. En daarom sal ons baie keer in die huwelik sê, en dit spoel baie keer oor in stilstype as my behoeftes nie vervul word. En dan sal ek baie keer dinge sê soos, maar jy moes al geweet het. Weet, ons is al vir 10 jaar getroud. Jy moes in die tyd al geweet het, ek hou nie van dit nie, of ek wil dit. Vir baie jare in ons huwelik het ons die raai speletjie gespeel. Wie wen met die raai speletjie? Niemand. Niemand wen met die raai speletjie. En daarom is dit nodig om hierdie speletjie weg te pak. Die derde speletjie is die skuldig laat voel speletjie. Die skuldig laat voel speletjie kom baie keer uit in woorde. Ons sal soms dalk vir ons kinders sê, hulle sal dalk hulle klere laat lê op 'n plek en sê, gaan jy daai dan sal ons vra soos byvoorbeeld, gaan jy daai klere die hele dag hier laat lê? Of ek sal vir my kinders sê, niemand praat so met my nie, niemand by die werk, niemand praat ooit so met my nie. Ek wil dat skuldig voel. Soms kom die skuldig voel nie deur woorde nie, maar deur dade en in volume. Het julle dit al agtergekom? Veral in die kombuis. Die kombuiskaste word baie hard toegeklap. Het julle dit al agtergekom? Ek het al agtergekom die kombuiskaste by ons huis. Ek weet nie of dit 'n Sekunda ding is. Hy kan baie keer raas, né? Hard toegeklap. Of as jy die swart sak moet ruil,
vir die hoeveelste keer, daai skuldig gevoel speletjie. Ek moes al 5 keer hierdie week die dishwasher uitpak. Ek moes al 3 keer moes ek al die asblik uitsit en jy haal daai swart sak uit en jy skud daai swart sak, né? 3, 4 keer en die mense in Springs begin al te kla oor die geraas wat hier van Sekunda afkom van die swart sakke wat geskit word. Die skuldig voel speletjie. Daar's nog speletjies, die blameer speletjie. Van jy's die rede hoekom hierdie huis so lyk. Hoekom ons gesin in hierdie omstandighede is. Jy hou my terug. As nie vir jou was in daai besluit nie, sou ons al lankal dit en dit kon gedoen het. En ons speel dit met ons huweliksmaat, maar ook met ons kinders. Wat van die vergelyksspeletjie? Die vergelyksspeletjie. Ons gaan kuier by mense en op pad huis toe sê ons, het jy gesien hoe mooi lyk hulle kombuis? Het jy gesien hoe maar het Stefan geword? Net jy moet so 'n bietjie gym toe gaan. Het jy gehoor hoe mooi luister Sonja na haar man? Die vergelyksspeletjie. Die verkleineerspeletjie. En die verkleineerspeletjie gebeur baie keer voor ander mense. Dat daar 'n gewoonte is wat my kinders het of my vrou of my man het en ek hamer op daai gewoonte voor ander mense. Vir 'n baie groot gedeelte van my bediening was ek betrokke by tienerbediening gewees. En ek kan nie vir julle sê hoeveel keer het ouers en tieners voor my gestaan en hoe ouers hulle tieners voor my verkleineer nie. Voor my. Dit die goed wat hulle sê oor hulle kinders. Maar ons doen dit nie net met ons kinders nie, ons doen dit ook soms met ons huweliksmaat en dan natuurlik daai laaste speletjie, jy is net soos hoeveel toe ons daai sin, jy's net soos jou ma. Jy's net soos jou pa. Jy's net soos jou broer. En jy sien waar jou broer op geëindig het. Ek in my huis en ek wil jou nooi en hier is die waarde waaroor ons praat om te sê maar kom ons pak daai speletjies weg. Want niemand wen as ons die goed speel nie. En die tweede waarde is dit, wen die hart. Jy gaan nie die hart wen met hierdie speletjies. Ek het gaan sit en dink, waar in die Bybel lees ons van 'n gesin wat hierdie speletjies weggepak het en die hart gewen het? Ek het gesukkel om 'n gesin te vind. Toe gaan my gedagtes na Lukas 15 toe. Die pa wat die 2 seuns gehad het. Die een seun wat vir sy pa basies gesê het, ek wil nie meer verhouding met pa hê nie. Ek soek my erfporsie. Ek wil lewe asof pa nie meer lewe nie. Gee vir my net die geld. Ek wil uit hierdie huis uitkom en ek wil my eie lewe gaan leef. En hierdie seun vat hierdie geld en jy weet hoe die storie uitgespeel het. Hy verloor alles. En hierdie seun is rock bottom en al wat hy kan besluit is om terug te gaan na sy pa se huis toe. En as jy die storie gaan lees, sy motiewe is nie eers suiwer om terug te gaan na sy pa se huis toe nie. Hy wil nie die verhouding herstel nie. Hy wil net oorleef. Hy het nie kos nie. Hy het nie 'n huis nie. En hy weet, by sy pa se huis gaan ek kos kry, ten minste kos kry. So sy motief was nie eers suiwer geweest om terug te gaan nie. En wat doen sy pa? Sy pa, as jy dink aan al hierdie speletjies, sy pa het die reg gehad om elkeen van hierdie speletjies met hierdie seun te speel. Die verander speletjie, die raai speletjie, die skuldig laat voel speletjie, die blameer speletjie, die vergelyk speletjie. Jy's nie soos jou broer wat hier gebly het nie, né? Die verkleineer speletjie. Jy het alles uitgemors. Kyk waar jy op geëindig. Maar die pa kies om nie een van hierdie speletjies te speel nie, want die pa weet ek het nodig om hierdie seun se hart te wen. En dan lees ons in Lukas 15 vers 20 hoe die pa hierdie seun verwelkom. Hy sê, daarop het hy teruggegaan na sy pa toe, en toe hy nog ver was, het sy pa hom gesien aankom, oorweldig met liefde en deernis, het hy na sy seun toe gehardloop, hom omhels, en hy het hom gesoen. Hierdie pa verwelkom hierdie seun, hy wen die hart. En net so terloops, hoekom vertel Jesus hierdie gelykenis?
Hy vertel dit sodat ons kan weet hoe lyk God se hart. En hierdie gebed, hy sê, hoor Israel, die Here jou God, wees lief vir hom. En wanneer ek God so lief het, hierdie liefde van God ervaar, hierdie liefde wat geen voorwaarde stel, begin hierdie liefde in my lewe te leef en oor te loop na die mense rondom my. En veral, want hy het ons gepraat oor die uitstorting van die Heilige Gees, waar sien ons dit raak? Heel eerstens by die mense naaste aan ons. Dit loop oor na my huis toe, in my huis in. Maar hierdie pa het nie net een seun gehad nie. Hy het 2 seuns gehad. En die tweede seun staan aan een kant en hy's kwaad dat sy broer terug is. Want hy's besig om hierdie ongesonde speletjies te speel. Die blameerspeletjie. Ek was die hele tyd in hierdie huis gewees. Nog nooit het jy so fees vir my gehou nie. En hy staan buite die huis. Hy wil nie saam fees vier nie. En weer eens, wat doen die pa? Die pa, ek het nie met jou broer hierdie speletjies gespeel nie, ek gaan dit ook nie met jou speel nie. Hy stap uit en hy wen hierdie seun se hart. Wat gebeur wanneer ons harte wen? Of jou kinders klein is of groot is? Of dit nou verhouding is by jou werk, of verhouding is met jou broer, of die weier familie, wat gebeur? Ek bou vertroue, ek breek nie vertroue nie. Ons wen. Hoor gou, ons, nie ek wen nie, ons wen. Identiteit word gevorm, ware identiteit, wie Christus mense sien, word gevorm. En ek begin te beleef en te sien wie God werklik is. Wen die hart. Daar's 'n derde en 'n laaste beginsel wat ek sien uit hierdie skrifgedeelte uit en dis dit, vorm lewegewende ritmes. Lewegewende ritmes. Ek wil jou terugvat na waarmee ons hierdie jaar begin het. Die heel eerste preek. Die tema was stadig, geleidelik, skielik. Kom ons lees hierdie gedeelte. Hy sê skerp hierdie woorde by jou kinders in. Praat met hulle. Wanneer jy op die pad is, wanneer jy gaan lê, wanneer jy opstaan, bind dit aan jou hande vas as 'n herinnering en dra dit op jou voorkop. Skryf dit op jou deurgeskyne van jou huis en op jou stadspoorte. Dit is baie prakties. Dat hy kom wys vir ons, geloof is nie net iets wat ek leef op 'n Sondag nie. Dis nie net iets wat ek leef in die kerk of by 'n tempel of 'n sinagoge nie, of by 'n selgroep nie. My geloof is iets wat ek leef elke liewe dag in die normaal van my lewe. En dan sê vir ons, dink gou aan hierdie momente van jou dag. Hy sê wanneer jy op pad is, wanneer ons as 'n gesin saam in die voertuig is. En ek kom agter, ek weet nie of julle tieners so is nie, as ons op die pad is, wil baie tieners hierdie goed op hulle ore sit. Maar wat daarvan is ons vir 'n oomblik net sê, hier gaan 'n paar oomblikke, 'n paar ure as ons ver ry, wees dat ons hierdie goed gaan afval. En ek gaan intentioneel wees oor van die gesprekke, want ek het 'n captive audience, hulle kan nêrens hier gaan nie. Ek weet hier in Sekunda ry ons vinnig skool toe, so ek weet, ons skoolrit is 2 of 3 minute. Maar hoe gebruik ek daai 2 of 3 minute? Wanneer ons saam op pad is. En dan sê, wanneer ons by die huis is, wanneer ons om die tafel is. Weet wat daarvan as jy 'n waarde in jou huis kan inbou en dalk doen jy dit al reeds. Die waarde van ons eet saam. Ons eet om 'n tafel of 'n toonbank. Wanneer ons saam eet, vir daai paar minute is daar geen toestelle nie. Selfs pa gaan nie oproepe vat of boodskappe check nie. Daar gaan geen toestelle wees wanneer ons eet nie. Ek het 'n vriend en hulle het 5 kinders en almal in die laerskool. En hy sê wanneer hulle om die tafel sit, wat hulle doen, hulle het 'n oefening wat hulle doen. Hulle sê elkeen moet vir die persoon wat aan die linkerkant sit, een positiewe ding sê wat hulle sien in hulle lewe. En daai gesprek begin en is so interessant. Maar hulle gebruik die tyd om die tafel om geloof en identiteit te bou. Wanneer ons kinders bed toe gaan, en weer eens, dit gaan verskil as ons kinders klein is teenoor wanneer hulle tieners is. Maar ons moet uitwerk, hoe lyk dit in my huis? Ek onthou ons dogter, die aande wat my beurt is om by haar te gaan lê wanneer sy slaap,
so sy het my altyd hierdie opdrag gegee. Sy sê, pappa, vertel vir my 'n storie. En dan het hierdie storie altyd 2 voorwaardes. Heel eerstens sê sy, hierdie storie moet stout wees. Daar moet stoute kinders in hierdie storie wees. En die tweede voorwaarde is, dit moet 'n lang storie wees. Nou hoe voel jy as 'n pa, ek weet nie van jou nie, die einde van die dag, nou moet jy 'n storie uitdink van stoute kinders en dit moet 'n lang storie wees. En ek moet vandag bely, as ek vir die boekie gelees het, het ek baie keer 2 bladsye, voordat sy kon lees, 2 bladsye omgeblaai, gelyktydig. En sy sê, maar hierdie storie klink nou nie dieselfde as mamma se storie van gisteraand nie, né? Maar wat ek agtergekom het, is disippelskap gebeur nie net van die verhoog af nie. Dit gebeur nie net in 'n selgroep nie, maar disippelskap gebeur ook daar langs 'n kind se bed. Dis Andy Stanley wat die volgende stelling maak, en hy sê, hy het agtergekom dat kinders se harte gaan oop, net voordat die bedliggie afgesit word. En daarom terwyl sy kinders op skool was, het hy elke aand, het hy na hulle bed toe gestap, net voordat die bedliggie afgesit het. En hier was die ritme wat hy ingebou het. Hy het sy hand op hulle hart gesit, met die volgende vraag, hoe gaan dit met jou hart? Hoe voel jou hart? Is daar iets waaroor jy bekommerd is? Is daar iemand wat jou kwaad gemaak het vandag? Is daar iets wat jou pla? Ek weet nie wat se ritmes het jy nodig om in te bou in jou huis nie. Maar wat ek wel weet is, dat van ons het nodig om sekere ritmes af te stof. Dit is goed wat julle gedoen het, maar julle doen dit nie meer nie. Stof net daai ritmes af. Hier is ander van ons en jy's nou in 'n nuwe seisoen van jou lewe, van jou huis. Jou huis lyk nou anders as 'n paar jaar gelede. En jy het nodig om sekere ritmes te stop of om hierdie ritmes net anders te doen. Jou tieners gaan vir jou sê, hierdie ritmes is nie meer so cool soos wat toe ek klein was nie. Maar dan sien jy ook derdens van ons wat vandag nuwe ritmes moet aanleer. Jou huis lyk dalk ook nou anders as 'n paar jaar terug. Dalk is jou kinders uit die huis uit. Dalk het jy mense wat saam met jou bly. Watter lewegewende ritmes het jy nodig om in jou huis in te bou? Elke huis, elkeen van ons huise, het 'n kultuur. Jou familie het 'n kultuur. En 10-10-1 verbaliseer jy ook daai kultuur. Jy sal dalk sê, ons van Skalkwyks is, daar's 'n kultuur in julle huis. En wanneer ons by julle kom kuier, tel 'n mens sommer dadelik daai kultuur op. Nou ons het vandag 'n keuse. Ek kan of hierdie kultuur los, dat hierdie kultuur net van self vorm, of ons kan intentioneel wees oor ons huis se kultuur. Joshua was intentioneel oor sy huis se kultuur. En daarom in Joshua 24 vers 15, teen die einde van die vers, dan lees ons die volgende woorde, waar Joshua sê, en hier is 'n verklaring oor sy huis. Ek en my huis, ons sal die Here dien. Wat 'n verklaring. Ek weet nie hoe lyk jou huis volgend nie. En dalk sit jy vanoggend hier en jy sê, maar hierdie goed moes ek nou al 10 jaar terug gehoor het. En ek wil jou neem na daai baie bekende stelling. Wanneer is die beste tyd om 'n boom te plant? Die beste tyd is 20 jaar terug. Wanneer is die tweede beste tyd? Dis vandag. Dis vandag. Vandag is die dag waar jy 'n doelbewuste besluit, intentionele besluit kan neem om te sê, ek en my huis, ons gaan die Here dien. Kom ons staan saam, dan bid ons. Ek wil jou nooi, daar waar jy staan, as jy saam met jou gesin, jou familie is, of jou huweliksmaat, of 'n geliefde, om so met jou hand op hulle skouer te sit, of 'n hand vas te hou, naby mekaar te staan, ook in hierdie oomblikke. Here, baie dankie vir elke gesin en familie hier verteenwoordig. Here, ons
weet, U ken gesinslewe. Here Jesus, U het broers gehad, U het susters gehad, U het groot geword in 'n huis. U ken nie die dinamika van gesinsverhoudings. Here, help ons om 'n gemeente en ook gesinne te wees wat die sirkel wyer maak. Mag ons altyd mekaar se harte wen en behou. Here, mag ons families wees met lewegewende ritmes, waar 'n gesonde identiteit gevorm word en waar U verheerlik word. Ons wil vanoggend saam met Joshua verklaar oor ons huishouding. Ek en my huis, ons gaan die Here dien. En daarmee besef ons dat elkeen in ons huis neem ook besluite, kies ook lewensrigtings. En ek wil bid saam met families wat hier staan en sê, maar ek het kinders, ek het familielede wat vir Jesus nie ken nie. Ons bid vir hulle. Here, mag daar ook mense oor hulle pad kom, in vriendskappe en kollegas, wat voluit vir U leef. Mag hulle harte oop wees om te hoor oor Jesus Christus. En mag U ons ook gebruik om lig te wees, ook in hulle lewe. Om U te wys, U te leef. Ons bid dit in Jesus naam. Dankie dat U elke gesin en familie hier seën in Jesus naam. En as jy dit glo, wil ek jou roep om te sê amen. Amen.